Titus 1 vers 5 tot 9 lees ons vanaand saam. En voor ons oë uitvee is ons deur Titus en klaar daarmee. Ag, dis hartseer. Ons lees vers 5 saam. Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. Want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinssoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Ons lees tot daar saam uit die wonderlike woord van die Here. Nou ek het reeds vir ons 'n gebed gedoen, so ons gaan voort. Ek wil net nederig om verskoning vra vir die gruwelike spelfoute wat daar vanmôre in die PowerPoint aanbieding was. Ek het nooit eens besef daar spelfoute nie. Dit lyk vir my toe ek gisteraand die ding klaarmaak, het my oë al so gekyk. En het ek glad nie opgemerk nie. So jammer daarvoor, en ek hoop nie daar's vanaand spelfoute nie. Maar julle sal my reg help. Vanmôre het ons gekyk na die fondament vir 'n godvrugtige lewe. Die hele brief van Paulus aan Titus gaan daaroor, daar het nou hierdie klomp heidene, Grieke, wat met baie Griekse mitologie te doen gehad het, en allerhande afgoderry te doen gehad het, en daarmee saam gruwelike dinge, waarmee hulle in hulle kultuur hulle besig gehou het, en dit maar as aanvaarbaar beskou het. Van hulle het nou ook daar op Kreta tot bekering gekom, hulle het tot geloof gekom daar, die Here Jesus aangeneem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker, hulle is weergebore, en nou moet hulle lewens moet nou in lyn kom met die boodskap van die Bybel, met die boodskap van die evangelie. Want die Here red nie 'n mens en hy los jou lewe net soos dit was, jou ou sondige bestaan nie. Hy bring jou op die weg van heiligmaking en hy wil graag jou lewe verander. En daarom het Paulus vanmôre die fondament kom lê vir 'n godvrugtige lewe. Ons het gesien hoe dat Paulus gesê die Here stuur sy diensknegte uit om die waarheid aan mense te gaan verkondig, en daardie waarheid moet maak dat ons kennis van die waarheid moet groei, en dat ons in godsvrug sal toeneem. Ons het gesien dat ons het 'n wonderlike hoop. Mense in die wêreld is hopeloos, maar God het ons hierdie kragtige hoop kom gee in terme van die ewigheid. En dan gee die Here vir ons alles wat ons nodig het vir 'n godvrugtige lewe. Genade, barmhartigheid en vrede wat hy aan ons gee vir ons lewens op aarde. En nou sê hy in die volgende vers, om hierdie rede het ek jou, Titus, in Kreta agtergelaat. Paulus kon nie baie lank op een plek bly nie, want sy roeping was om die evangelie in verskillende plekke aan verskillende mense te gaan verkondig. Ek dink die langste wat hy op 'n plek was in Efese, waar hy 2 jaar gebly het. En ek onthou nog toe die Here ons daar uit Mosselbaai 'n beroep stuur Pretoria toe, en ek al hierdie verskonings het,
wat Dominee Barry nou ook het, waarom hy nie uit Mosselbaai uit mag gaan nie, omdat dit die wonderlikste plek op aarde is, en die mooiste plek, en wat. Toe sê ek onder andere vir die Here, maar 'n mens kan nie net 2 jaar in 'n gemeente bly en dan weggaan nie. Dit grens aan sonde. En toe kom sê die Here, toe wys hy vir my daai gedeelte waar Paulus vir die Efesiërs in Handelinge sê, en ek het 2 jaar by julle gebly en ek gaan nou weg, gaan nou voort. So Paulus het nie 'n bediening gehad waar hy baie jare in 'n gemeente gebly het nie. Hy het 'n pioniersbediening gehad waar hy gemeentes geplant het en dan ouderlinge aangestel het om die werk voort te sit daar in die gemeentes. En daarom is dit ook so belangrik dat daar ouderlinge moet wees. En ek dank so die Here vir die span ouderlinge wat hier op die oomblik is, manne van God wat die Here liefhet en sy woord liefhet en wat 'n voorbeeld vir die kudde kan wees. Nou as ons vers 5 tot 9 in sy konteks lees, dan is dit baie duidelik dat Paulus vir Titus sê dat jy van stad tot stad ouderlinge sal aanstel soos ek jou beveel het, en dat vers 6 tot 9 eintlik die kwalifikasies vir die ouderlinge is. En die tema vanaand, wees 'n voorbeeld. Maar u en ek kan tog nie vir 'n oomblik dink dat dit slegs die ouderlinge moet wees wie se lewens tot voorbeeld vir ander mense sal wees. En natuurlik 'n voorbeeld wat mense na Jesus toe aantrek. Dis waaroor dit in hierdie brief gaan. 'n Voorbeeld wat mense na Jesus toe aantrek. En terwyl dit primêr op die ouderlinge van toepassing is, wil ek graag hê dat ons elkeen vanaand dit op ons eie lewens van toepassing sal maak. Is ek reg as ek sê, elke kind van God se lewe behoort 'n voorbeeld te wees. Nie net ouderlinge nie. Ouderlinge veral, maar dan ook kinders van die Here. En daar's 'n ou spreekwoord wat baie waar is, 'n Engelse spreekwoord wat sê, lead by example. Lei deur jou voorbeeld. Dis so 'n ontsettend belangrike spreekwoord, want mense leer veel eerder deur wat hulle in ons sien, as wat hulle by ons hoor. Veral as wat hulle hoor weerspreek word deur wat hulle sien. Dan is dit wat ons sê, wel, dink jy dis verregaande as ek sê dis dan 'n klug? Dit maak geen sin nie, dit is waaroor Jesus in Matteus 23 'n probleem met die fariseërs en die skrifgeleerdes het. Hy sê, van buite lyk julle soos wit gepluisterde grafte, pragtig, mooi, netjies. Niemand kan 'n vinger op julle lê van buite nie, maar van binne is julle vol doodsbeendere. Julle laai swaar pakke op die mense, maar self verroer julle nie 'n vinger om iets te doen nie. Ons voorbeeld, ons lewens spreek baie harder as wat ons woorde spreek. En daarmee sê ek nie dat ons nie moet getuig nie, dat ons nie die waarheid moet verkondig nie. Ons het vanmôre gehoor, ons is geroep, gestuur om die waarheid met mense te deel. Maar dan is dit so belangrik dat ons lewens daardie waarheid sal onderstreep. U sal sien later praat Paulus met Titus, dan sê hy dat ons werke, dit wat ons doen, is die versiering op ons redding, op dit wat die Here vir ons gedoen het. Dis soos 'n koek wat versier word. Dis baie belangrik. As ons dink aan klein babietjies in 'n huis, wat 'n wonderlike vreugde is dit nie, om kinders in die huis te hê. En hulle is 'n ou klein pap babietjie as hy gebore word, hy kan absoluut niks vir homself doen nie. En dan begin ons mos met hulle te praat, nê? Ons sê woordjies. Jy sal hoor dat die vrouens sê die heeltyd vir die babietjie, mamma,
mamma, en die mans sê die heeltyd vir die babietjie, papa, en dan is daar kompetisie, wat gaan hy eers sê? Gaan dit papa of mamma wees? So hulle luister na ons, hulle hoor die woorde wat ons praat, en op 'n goeie dag, dan gaan hulle mondjie oop, en dan sê hulle dit ook, en dan is ons in ekstase oor hierdie babietjie wat vandag sy eerste ou woordjie gepraat het. Maar kinders leer veral deur na ons te kyk, na ons voorbeeld te kyk, na ons lewenswandel, hoe pappa in die huis optree, hoe mamma op haar knieë vir ons bid. En so is dit ook vir ons as gemeente so ontsettend belangrik dat ons voorbeeld na buite so sal wees dat mense in ons voorbeeld na die Here Jesus toe aangetrek sal word. Weet jy, die Heilige Gees gebruik ons lewens om mense na hom toe aan te trek. Jong gereddes leer nie net uit Bybelstudies en preke nie. Hulle leer veral uit volwasse kinders van die Here se lewens. Dis daar waar die waarhede, wil ek byna sê, gemodelleer word, nê? Waar die voorbeeld gestel word. Ek onthou toe ek en Annetjie oorgaan na die EG Kerk in Kimberley in 1988 en ons daar lidmate word, was daar 'n ouderling, oom Jan ter Blaans. En hoeveel het hy moeite gedoen om ons twee, wil ek amper sê, te disipel, nê? Vir ons die skrifwaarhede te leer, dinge wat ons op daai stadium nog nie geweet het nie, waarvan ons nie bewus was nie. Oom Jan was 'n skoolhoof, en ek eer die Here vir sy voorbeeld, en vir die manier waarop ek altyd in sy lewe die Here Jesus kon sien, en hoe sy lewe en dit wat hy ons geleer het en vertel het, met mekaar ooreengestem het. Dit was vir ons 'n wonderlike tyd in ons lewens. En so is dit dan ook dat jong Christene, miskien mense wat pas tot bekering gekom het en wat nuut op die pad is en vir wie daar nog 'n hele lewe voor lê, hulle kyk na ons lewens. Hulle kyk hoe die volwasse kinders van God aanbid, hoe betrokke hulle is, hoe hulle ander mense behandel, hoe hulle verhouding met ander mense is, hoe hulle moeilike probleme hanteer. Wanneer daar moeilikhede oor ons pad kom, dan moet ons die voorbeeld stel van hoe hou vas jy aan die Here in hierdie moeilike omstandighede. En hoe ons kinders groot maak. Ons invloed is dikwels baie groter as wat ons besef as kinders van die Here. Teen ongeredde mense, sowel as jong kinders van die Here wat nog nuut en vars op die pad is. En Paulus het hierdie waarheid met sy hele lewe en met sy hele wese omhels. Dis daarom dat hy vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 11 vers 1, hoor nou hoe lekker leer hierdie teksplasing, 1:11:1 met die Korintiërs daarin. So dis 4 ene langs mekaar, 1 Korintiërs 11 vers 1. Wat sê hy daar vir hulle? Wees my navolgers. Sien u die voetstap daar? Dis hoekom ek vir die slim masjien gevra het, hy moet vir my iemand maak wat voetstappe uittrap, wat 'n voorbeeld stel in sy wandel. Wat sê Paulus? Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Paulus het in die voetstappe van Jesus gevolg. En nou sê hy met vrymoedigheid vir die kinders van die Here, kom trap julle maar in my voetstappe, want my voetstappe gaan julle die pad na die Here Jesus toe lei. Hy gaan julle wys wat is die pad om te loop. Dis nie soos wat ons vandag baie keer hoor. Doen wat ek sê, moenie doen wat ek doen nie. Jy ken daai uitdrukking ook seker al, nê? Ons is geroep om voorbeelde te wees. Nou ja, die evangelie is op die eiland Kreta verkondig. Dit het daar wortel geskiet
Daar's mense wat tot geloof gekom het in die Here Jesus. Die gemeentes is in verskillende plekke op die eiland Kreta geplant. So kom Paulus sê dat hy van stad tot stad ouderlinge moet aanstel, wat kan toesig hou en wat voorbeelde kan wees vir die jong gelowiges, die jong kinders van die Here daar. Maar daar was nog ontsettend baie werk om in hierdie heidense omgewing. Jy moet onthou, daai mense het niks van die Bybel geweet nie. Hulle het groot geword in 'n Griekse kultuur, met Griekse afgode. Hulle het niks van God en van die skepingsleer en van die offers en die profete en al die wonderlike dinge waaroor ons so baie kennis het, waarmee ons groot geword het. Hulle het niks daarvan geweet nie. So hier kom hulle nou tot bekering. Die Here Jesus is vir hulle wel splinternuut. 'n Splinternuwe begrip waarmee hulle te doen kry. En nou kom Paulus en hy sê vir Titus, jy moet ouderlinge aanstel. Vers 5, om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat. Ons het vanmôre gesê, Titus moes 'n baie sterk leier gewees het. Hy moes iemand gewees het wat baie vasgestaan het, dat Paulus hom met so 'n taak kon vertrou en dit aan hom kon toevertrou. Het ek jou Kreta agtergelaat, dat jy nog verder kan regmaak, of sou regmaak, wat oorgebly het. Dit wat nog nie gesê is nie, moet jy vir hulle deel, dit moet jy aan hulle leer. En van stad tot stad ouderlinge aanstel, soos ek jou beveel het. Daar was 'n enorme uitdaging, daar was 'n geweldige groot taak op die eiland Kreta, om hierdie mense op te voed, sodat hulle uiteindelik, wat het ons vanmôre gehoor, godvrugtige lewens sou kon leef. Titus moes die werk voltooi. Hy moes hierdie rou heidene wat tot bekering gekom het, toerus om vir die Here te leef, saam met die ander ouderlinge wat hy dan nou sou aanstel en wat hy sou oplei vir hierdie werk. Nadat hy manne gevind het wat vir die taak kwalifiseer. Waarom moes Titus dit doen? Waarom moes hy self 'n voorbeeld wees en ook ouderlinge aanstel om hierdie werk verder te doen? Omdat God sy gemeente deur geestelik volwasse mense wil lei. Hy stuur nie engele om ons te lei nie. Ek weet van geen gemeente waar 'n engel opgedaag het en gesê het, luister, ek is nou hier om die werk oor te vat, ek sal dit beter kan doen, ek gaan dit nou. Die Here soek leiers in 'n gemeente. En hoewel die konteks hier dan die episkopai, die bishops, die ouderlinge is, wat Titus sou aanstel, glo ek met my hele wese, dat elke kind van God, mans, vrouens, jong mense, ou mense, almal leiers kan wees, wat jong kinders van die Here begelei, daar kom die woord leierskap, begelei op die pad na die hemel toe, die pad van die Here, om godvrugtig te kan lewe. Die hele gemeente moet mense wees, wat ander mense nader aan die Here Jesus trek. Almal van ons moet meewerk en saamwerk in hierdie groot en hoë roeping. Daarom die tema vanaand eenvoudig, wees 'n voorbeeld. Nou, dis nie homileties korrek om 'n vreeslike lang uitgerekte tema vir 'n preek te hê nie, want dan vergeet mense dit te maklik. Dis hoekom ek dit kort hou en die tema is doeteenvoudig, wees 'n voorbeeld. Maar ons sou eintlik so 'n voetnotaatjie kon bysit en sê, wees 'n voorbeeld wat ander na Christus toe lei. Dis nie 'n voorbeeld van hoe om 'n goeie bloubil te wees, of wat anders ook al nie. Wees 'n voorbeeld wat ander na Christus toe trek. En die eerste ding wat opvallend is, alles is daar reg gespel, dankie.
Die eerste ding wat opvallend is in hierdie voorbeeld is, hierdie voorbeeld begin tuis. Dit begin nie eers in die gemeente nie. Dit begin by ons huise. Daar waar ons bly, daar waar ons woon. Ons lees in vers 6. As iemand onberispelik is. Nou die Engels vertaal dit baie mooi, above reproach. Met ander woorde, so leef, dat dit nie nodig is om die heel dag te sê, hierdie ou, hy sê een ding, maar hy doen 'n klomp ander dinge. Hy leef bo verdenking, bo berisping, onberispelik, nie sondeloos volmaak nie, want niemand sal ooit sondeloos volmaak kan wees nie. Daar kom tye wat ons in swakheid sondig, en dan is die onberispelikheid dat ons 'n voorbeeld sal wees van hoe om te bely en reg te maak en as dit nodig is restituisie te doen as ek iemand te nagekom het. So, as iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het, ek gaan eers net hier stop, want dis waar dit by die huis begin, en kom ons werk 'n bietjie deur hierdie paar dinge. Soos reeds gesê, gaan dit primêr oor die kwalifikasies van ouderlinge in die gemeente, en daar's 3 dinge wat in die huis in orde moet wees. Jy moet onberispelik lewe, daar moet nie vinger na jou toe gewys kan word nie, daar moet nie onnodige klagtes teen jou gelê kan word nie, die man van een vrou, ons gaan nou kyk wat beteken dit, en dan ook gelowige kinders. Nou, dis insiggewend dat Paulus nie by die kerk begin nie, maar by die huis. Want dis daar waar ons elke dag lewe. Dis daar waar, soos Dominee Henny Prinsloo lief is om te sê, die taaieriteur tref. Dis daar waar ons voorbeeld werklik tot sy reg kom, daar by die huis. Dis die eerste plek waar ons geloof in die Here Jesus sigbaar word, of nie sigbaar word nie. Nou die uitdrukking, man van een vrou, beteken nie bloot dat die persoon getroud moet wees nie. Maar dit beteken as hy getroud is, en dis ook dat hy getroud mag wees, nie soos die Rooms-Katolieke Kerk in celibaat glo nie. Celibaat beteken dat as jy 'n Rooms-Katolieke priester is, mag jy glad nie trou nie. Het u die storieetjie gehoor van die 2 priesters wat vertaalwerk gedoen het? En toe is hulle hier met celibaat besig en die een bars daan trane uit en hy begin huil. Hy's nou al 80 jaar oud. En die ander een sê, "Hi brother, what is wrong?" Hy sê, "All the years we had it celebrate and here it is, celebrate." Nee, so die huwelik is iets wat jy kan vier, dis iets wonderliks wat die Here gegee het. Nou, dit beteken dat as jy getroud is as kind van God, dan beskryf dit hier 'n man wat sy eie vrou liefhet en wat aan sy eie vrou getrou is. 'n Man wie se huwelik die liefde van Christus aan sy gemeente weerspieël, die man van een vrou. Is dit net vir ouderlinge? Dis vir elke kind van God so belangrik. As 'n mens vanaand die pyn sou kon sien, fisies met jou oë kon sien, wat al in die wêreld veroorsaak is, deur gebrek hieraan, dan sal dit ons harte in stukke skeer. Daarom is dit so belangrik vir elke kind van God om hiermee erns te maak, dat ons huwelike so sal wees dat Christus daardeur verheerlik sal word, die man van een vrou.
Ons eerste getuienis is nie Sondag as ons hier in die kerk instap, dan is ons getuies nie. Ons getuies is Maandagoggend by die ontbyttafel, as ons saam ontbyt eet. Hoe gaan dit daar? Die manier waarop ek met my lewensmaat praat, waarop ons mekaar behandel, hoe ons ook konflik hanteer, want konflik kom maar in huwelike. Ons is nie twee identiese wesens wat altyd net oor alles saamstem nie. Miskien is daar mense met wie dit al so gaan, dat hulle al so na mekaar toe gegroei het, dat hulle altyd oor alles saamstem. Wel, dan moet jy weet, broer Gert, jy het hemel op aarde. Nee? Goed. Maar dan praat Paulus ook hier van kinders. En ek wil dit uit die staanspoor uit baie duidelik maak. Ek sê dit met absolute oortuiging in my siel. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir kinders is die woord tekna, wat verwys na kinders binne in jou huishouding. Kinders wat nog onder jou dak is, kinders wat nog jou verantwoordelikheid is. Kinders wat nog nie volwasse is en hulle eie besluite kan neem en dan die verkeerde besluite neem nie. Dis nie wat hier ter sprake is nie. Dit gaan oor daardie kinders wat nog in ons huise is, wat byvoorbeeld nog op skool is, wat nog onder ons gesag lewe en onder ons dissipline lewe en wat ons verantwoordelikheid is. Ons moet ons huishouding so bestuur dat die Here daardeur verheerlik sal word. Wat kinders later in hulle lewens doen as hulle volwassenes is buite ons beheer. As 'n ouer het geen beheer as sy kind die dag uit die huis uitgaan en sy eie keuses maak nie. 'n Kollega van my het nou daar by Lofdal gevra, kan hy asseblief met my praat? En ek en hy het een kant gegaan en hy het my so om die skouer gevat en die trane het oor sy wange geloop en hy het gesê, sal jy asseblief saam met my vir my kind bid wat nou uit die huis uit is, wat die spoor heeltemal buister is. Heeltemal 'n verkeerde lewe leef. Weg van God af wil neig in alles wat die persoon doen. Ek gaan nie name sê nie, want dan raak dit skinnerie van die kansel af. Maar net om te illustreer dat wanneer jou kinders groot is, en liewe broers en susters, is dit nie vanaand die grootste seën en genade van God, as kinders wat uit die huis uit is, die Here liefhet en hom dien en die pad met hom loop nie. Dis die grootste geskenk en genade wat God aan 'n mens kan bewys. En daar is raad vir kinders wat uit jou huis uit is en wat nie meer die pad van die Here loop nie. En daai raad is, jy moet op jou knieë wees vir hulle. Jy moet baie meer met God oor hulle praat, as wat jy met hulle oor God praat. Onthou, jy het die kans gehad toe hulle in die huis was, om met hulle oor God te praat. En weet jy, ek het in my lewe dit hoeveel keer gesien, hoe God in antwoord op gebed, kinders wat uit die huis uit is, se lewens in een oomblik radikaal omdraai en hulle terugbring na hom toe. Ons kan persoonlik daarvan getuig. Bid vir jou kinders. Bid ook vir jou kinders wat in die huis is. Maar daar moet ons hulle stuur en daar moet ons voorbeeld hulle ook baie duidelik lei. Maar kinders moet ook ouers hê wat 'n voorbeeld is. Want daar's niemand, hoor my vanaand, daar's niemand op aarde wat so vinnig die verskil tussen ware geloof en vormgodsdiens uitken as kinders. En hulle kyk jou baie vinnig uit en hulle weet baie vinnig, is dit skynheiligheid of is dit eg? Is dit wettisisme
of het my ouers die Here waarlik lief? Kinders het 'n ongelooflike onderskeidingsvermoë om hierdie dinge raak te sien. So ook in die huis moet ons voorbeeld baie sterk wees. Hoeveel jong mense is daar nie vandag wat van Christus af weggedryf word en weggetrek word en weggelok word deur die bose invloede van hierdie wêreld nie. En in baie gevalle word hulle weggedryf deur onegte Christenskap, skynheilige Christenskap. Kinders het 'n wrevel daarin. Kinders haat Christenskap wat nie eg is nie, maar ek wil sê Christenskap wat eg is, waar die Here Jesus waarlik die koning is, en waar 'n pa en 'n ma die begeerte het om aan Jesus verbind te wees, en vir hom lief te wees, en vir hom te lewe, en ook sy liefde in die gesin uit te stort. Dit trek uiteindelik. Dit maak Christenskap eg. So die voorbeeld begin in die huis. Die tweede is, die voorbeeld moet in ons lewenswandel sigbaar wees. In ons lewenswandel. Nou gaan hy in vers 7 en 8 en hy sê, want 'n opsiener, so die konteks is opsieners, en die woord wat hier gebruik word is episkopei, waar die woord bishop vandaan kom, wat baie kerke, die Methodiste kerk het bishops, biskoppe, is maar 'n ouderling, want 'n opsiener moet as rentmeester van God onberispelik wees. Nou wat op die aarde is 'n rentmeester? 'n Rentmeester is iemand wat deur iemand anders aangestel is om toe te sien dat dit met sy belange sal goed gaan. Kom ons dink byvoorbeeld aan, sê nou maar 'n baie ryk persoon wat sê daar in Europa iewers 'n kasteel of 'n landgoed het. Maar hy kan nie daar bly nie, hy kan nie toesien dat alles goed gaan daar nie. Dan soek hy iemand wat hy met sy lewe kan vertrou. Hy's baie seker hierdie persoon is 'n betroubare persoon, dis 'n standvastige persoon, dis 'n persoon aan wie ek hierdie eiendom van my kan toevertrou. En dan sê hy vir daardie persoon, ek wil hê jy moet hier op my landgoed kom woon en jy moet dit vir my bestuur asof dit jou eie is. Ek sal jou baie goeie salaris betaal of wat ook al. Dis 'n rentmeester. En daai rentmeester, as hy sy sout werd is, dan bestuur hy daai plek asof dit sy eie is. Nee, dis nie hierdie ryk man se goed nie. Ek bestuur dit asof dit my eie is. Ek kyk daarna, ek pas dit op. Ek gee die beste aandag wat ek moontlik kan. Dit is wat 'n rentmeester is. Nou sê die teks vir die ouderlinge, want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees. En onmiddellik kom die gedagte by my op. Die ouderling praat met die gemeentelid en sê vir die gemeentelid, jy moet asseblief meer getrou wees in jou, sê byvoorbeeld kerkbywoning. En dan kyk die ouderling na hom, dan sê hy, hoe kan jy vir my sê, ek moet meer getrou wees in my kerkbywoning, maar ek sien jou nooit in die aanddiens nie, ek sien jou nooit by die kerk nie. Dis wat onberispelik beteken. So, ons kan nie voorbeelde wees as ons lewens nie vir die ander mense wys hoe moet ons die Here dien? Hoe moet ons die pad van die Here loop? As ons lewens dit nie demonstreer nie. So belangrik, ons lewens behoort aan God. Alles wat ons het behoort aan God. Ons tyd, ons geld, ons energie, alles behoort aan hom. Daarom kom vra God aan elkeen van ons vanaand, nie net aan die ouderlinge nie. Is jou lewe onberispelik?
Hoeveel keer staan dit in die Nuwe Testament dat ons as kinders van die Here mekaar moet vermaan? Het jy dit al gelees? Vermaan mekaar. Hoeveel keer staan dit daar? Male sonder tal. Vermaan beteken nie om op 'n stellasie te klim en 'n sambok en hiervan bo af. Dis nie vermaan nie. Vermaan beteken om langs iemand in te skuif en daai persoon terug te roep en te sê, kom saam, kom terug, kom dien saam met my die Here. Dis wat vermaan, parakaleo, ek staan langs jou en ek roep jou, né? Dis wat dit beteken. Maar weet jy, wanneer kan 'n mens nie iemand vermaan nie? As jou eie lewe nie op die merk is nie. Dan kan jy nie iemand vermaan nie. Jy kan nie vir iemand sê, kom dien saam met my die Here, maar ek dien self nie die Here nie. Verstaan jy, wat is die argument en hoe belangrik dit is om onberispelik te wees? Nou noem Paulus 'n paar eienskappe wat nie by 'n kind van God hoort nie. Hy sê, ons moenie eie sinnig wees nie. Ek soek altyd my eie sin. Ek wil altyd reg wees. As jou mond oopgaan, dan sê jy soos die Nederlanders, volgens my is dit so. Nee, dis eie sinnigheid. Ons moet dat die woord van God geld. Dis wat belangrik is. Nie wat ek wil hê nie. Nie om my eie sin te kry nie. Nie om my wil op ander af te dwing nie. Eie sinnigheid hoort nie by 'n kind van die Here nie en ons behoort voorbeelde daarin te wees om nie eie sinnig te wees nie. Nie kort van draad nie, oplopend is die woord wat die ou vertaling gebruik en dit beteken kort van draad. Ek verloor sommer vinnig my hiermeer. Ek wip my in 7 knope in vir jou en ek wys dit ook sommer vir jou en ek laat jou gou weet ek is nie meer lus vir jou nie. Dit is om oplopend te wees, om kort van draad te wees. Dis nie 'n voorbeeld wat pas by 'n kind van die Here nie. Dit trek nie mense na Jesus toe nie. En dan sien nou 'n interessante een waaroor daar baie gedebatteer word. Geen drinker. Nou om dit nou mooi te verduidelik, gaan ek die oorspronklike 2 woorde uit Grieks met u deel en dit verduidelik. Hy gebruik die woordjie me, me, wat die sterkste vorm van ontkenning is, wat eintlik vertaal kan word met glad nie, hoegenaamd nie. Me is daai woordjie van, dis die sterkste ontkenningsvorm wat daar is. En dan die woordjie, nou weet jy wat is die woordjie vir wyn in Grieks? Die woord oinos, al gehoor daarvan? Oinos, en soos wat dit nou verbuig, is dit oinos, en dan kan dit ook oinon word as dit meervoud is, en so aan. Nou, hier sê Paulus, me par oinon. Met ander woorde, glad nie iemand wat langs wyn sit nie, letterlik. Glad nie iemand wat langs wyn sit nie. Glad nie iemand wat met wyn geassosieer word nie. As jy na 'n kind van God kyk, dan moet jy nie daai ou met 'n kroeg assosieer. Of dit nou 'n kroeg in die dorp of 'n kroeg in jou huis is. Die assosiasie moenie 'n kroeg wees nie. Hoekom nie? Die woord sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Ek dink nie enige een van ons kan of wil vanaand stry dat alkohol is die oorsaak van die meeste sosiale ewels. Nie net in ons land nie, maar in die hele wêreld. En daarom kom die apostel Paulus en sê hy, in besonder vir die ouderlinge, geen drinker. Jy moet glad nie met wyn geassosieer word. As mense na jou kyk, moet hulle nie aan wyn dink nie. Dis letterlik wat dit beteken. Dis nie, jou lewe moenie daarvan spreek nie. Waarvan moet jou lewe spreek? Van Jesus. As mense na jou kyk, moet hulle sê, hierdie ou se lewe wil ek assosieer met die Here Jesus.
Dis waarvan sy lewe spreek. En so is dit vir elke kind van die Here. Ek was as jong man, ja, ek wil byna sê, het ek 'n oormatige liefde vir wyn ontwikkel. Ek het myself geregverdig deur te sê, ek het myself nooit dronk gedrink nie, ek weet wanneer om te stop. Dit was my storie gewees. My middelste broer, wat nou in 2019 al oorlede is, het op 'n stadium so stelselmatig in alkoholisme verval. En almal het dit raak gesien. Almal het dit geweet. Sy huwelik was op die rotse. Dit was een groot nagmerrie. Toe braai ons een aand by hulle vleis, en hy vra vir my, wat wil jy drink? En ek sê, 'n glasie wyn sal lekker wees, dankie. Wetende my broer het 'n probleem. En hier staan ons, en ek drink my wynkie, en hy drink sy brandewyn en Coke. En hy drink die een na die ander, en ek regverdig myself, ek drink net een. En later die aand, toe hy nou gevorder het, op hierdie pad, almal weet waarvan ek praat, toe kom fluister sy vrou in my oor, jy moet tog bietjie met jou broer praat asseblief, hy het 'n groot probleem. Nou pak hierdie bekommernis my hart beet. Ek is 'n ingenieur daar in Kimberley, ek en Annetjie wil graag die Here dien, ons is lief vir die Here, maar ek staan graag langs die wynbottel, ek hou baie van my wyn. En ek sê vir my broer die aand, ek sê, weet jy ou boet, ek bid so dat die Here jou genade sal gee, dat jy sal loskom van hierdie probleem wat jy ontwikkel. En hy kyk my so in die oë en hy sê vir my, jou skynheilige Christen, wat het jy nou net saam met my staan en doen? Daardie aand, toe besef ek, hoekom sê die Bybel, geen drinker. Dis wat die Here van ons vra. En ek wil vir u sê, dis 'n ou klein prysie om te betaal vir die Here Jesus, om 'n voorbeeld te wees. Wat daai mense wat 'n probleem het, na Jesus toe kan aantrek, want hy kyk na ons. Hulle kyk na ons lewens. En as jy paroinos is, ander woorde, jy word met wyn geassosieer, dan word jy die groen lig waarom hy maar 'n alkoholist mag wees, as kind van God. Ek hoop nie u dink ek is nou verskriklik wreed om hierdie ding kwyt te raak nie. Maar dis die absolute oortuiging van my hart. Waarom sê Paulus, geen drinker? Vir kerkraad is dit ononderhandelbaar. Maar ek glo vir kinders van die Here is dit ewe belangrik. Weet jy wat, en toe kom ek agter, koeldranks baie lekkerder. Baie lekkerder. Ek het myself al die tyd geflous met hierdie kantige rooiwyn wat so verskriklik lekker is. Dis glad nie lekker nie. Maar in elk geval, dan kom Paulus en dan noem hy 'n paar positiewe dinge. Na die geen drinker, nie aggressief nie, nie oneerlik nie. Dan die positiewe. Hy sê maar gasvry. Een wat die goeie liefhet. Een wat homself kan beheers. Een wat ruimte maak vir ander. Een wat mense opbou en nie afbreek nie. Wat 'n pragtige beskrywing van 'n kind van God het ons nie in hierdie verse nie. Dinge waarvan ons moet wegbly en dinge wat ons moet najaag en daardeur ons lewenswandel vir ander mense 'n voorbeeld is wat hulle na die Here Jesus toe kan aantrek. In die derde plek, hierdie voorbeeld vloei uit 'n geheiligde karakter. Ek het die wonderlikste student ontmoet by die Bybelskool in Holland toe ek nou daar was. Ek het hierdie broeder so geniet. Sy naam is Henk. Hy is 57 jaar oud.
Hy het 'n jaar gelede tot bekering gekom. En toe sê hy vir homself, ek gaan 'n Sabbatsjaar vat en ek gaan Bybelskool toe vir 'n jaar. Want ek het so baie gemis. En terwyl ek een oggend met hom lekker sit en gesels, ek sal ook wanneer ek terugvoer gee 'n foto van Henk wys, wonderlike ou broeder, pragtige broeder. Toe sê hy vir my, weet jy wat het die Bybelskool die afgelope jaar die meeste vir my beteken? Ek sê nee, sê my. Hy sê in karaktervorming. God het my karakter so kom vorm die afgelope jaar deur die lesse en deur die ander studente en deur elke dosent wat daar opgetree het. En toe besef ek hoe belangrik is ook die voorbeeld wat 'n mens daar gaan stel aan 'n groep jong mense. So belangrik. Karaktervorming. In vers 8 staan daar, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers. En hier sien ons eintlik die karakter van 'n kind van God. Paulus raak die hart van die saak. Hy begin nie by ons gedrag nie, maar by ons harte, by ons karakter, karaktervorming. Ingetoe beteken iemand wat in staat is om homself onder beheer te bring. Eintlik in die sin van 'n atleet wat hard oefen om die hoogste sport te bereik. Ek onthou, toe ek in matriek was, het ek 1500 en 800 meter gehardloop, en daar was 'n ou wat my aardsvyand in Brakpan was, en ek was in hoërskool Stoffberg, en hy was in die hoër tegniese skool, en ons was saam op laerskool, baie goed geken, maar hy was die rekordhouer in 1500 meter, en hoe het ek gym toe gegaan, en in die middag hard geoefen, en absoluut alles in my vermoë gedoen, dat ek tog net vir Alfred Meyer kon wen. En toe die interhoor kom, was hy maar net beter as ek. Hy het my weer gewen. Maar daai om jou in te stel, om alles te gee, om jou uiterste bes te doen, jouself te dissiplineer, sodat jy daai hoogste sport kan bereik. So dissiplineer 'n kind van God hom of haarself om ingetoe te wees, om die Here op 'n ingetoe manier te dien. Regverdig. Dit beteken dat ons God se wil met blydskap uitleef, nie omdat ek moet nie, maar omdat ek hom liefhet, omdat hy sy geregtigheid op my rekening kom plaas het. Heilig, ons weet almal wat beteken hagios, heilig, om afgesonder vir die Here te lewe. My lewe behoort aan hom, alles wat ek het behoort aan hom. Nou mense sien nie sodanig ons karakter nie, maar hulle sien die uitvloeisel van ons karakter. En as ons karakter ingetoe, regverdig en heilig is, dan word dit ook in ons lewens weerspieël, in ons dade, gedagtes en woorde. In die laaste plek, dis 'n voorbeeld wat in God se woord geanker is. Dis waar ons voorbeeld kry. Een wat vashou aan die betroubare woord. Dis die laaste kenmerk van ons voorbeeld. En dit bind eintlik alles saam wat ons vanaand vir mekaar gesê het. Vandag in die postmoderne omgewing waarin ons bevind, wil elke mens sy eie waarheid hê. Jy hoor ook baie maklik dat mense vir jou sal sê, nee, ek glo nie die Bybel is die waarheid nie, ek vorm my eie waarheid, my eie opinie is vir my die waarheid. Dis postmodernisme, dis waaroor dit gaan. Maar die Here sê, 'n kind van God moenie vra in die eerste plek, wat dink ek, wat is my opinie, wat is vir my die waarheid nie. Die betroubare woord, dis die waarheid. Daarin moet ons geanker wees. Wat sê God? Hou vas aan die woord, moenie hardkoppig en trots wees nie, maar nederig, ootmoedig voor die Here. Here, ek wil in u waarheid geanker wees. En weet jy, ek kom dikwels agter dat ek baie feilbaar is.
en dat my interpretasie van die waarheid nie altyd 100% die regte interpretasie is nie. Maar dan moet ek bereid wees om dit te erken en reg te maak en te sê, met die nuwe lig tot my beskikking, glo ek dis wat die woord van God hier bedoel. Maar ek smag na die waarheid. Ek smag om in die waarheid van God geanker te wees. Hoekom? Sodat ons ander deur ons voorbeeld kan aanmoedig en kan trek na die Here Jesus toe. Ek gaan afsluit. Kom ons lees hierdie verse net weer saam. Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het. Dit wat nog nie reg is, jy moet Titus sorg dat dit reg kom. En van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, aan die ander woord, die mense moet nie 'n vinger kan wys, jy sê een ding maar jy doen 'n ander ding nie. Die man van een vrou, gelowige kinders wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. Want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig nie, nie oplopend nie, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinssoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê, né? Dis die woord wat daar staan. Wat het ons hier? 'n kontrolelys waarmee ons ander kan beoordeel? Baie beslis is dit nie die wil van die Here met hierdie gedeelte nie. Maar eerder 'n spieël wat God na ons toe ophou en sê, my kind, spieël jouself in my woord. Dis jou toets. Is jy op die merk? Is jy die voorbeeld wat ek wil hê jy moet wees? Verander. Sal jou voorbeeld daai ander mens daar buite wat so rof lewe, sal jou voorbeeld daai persoon na my toe aantrek? Dis waaroor dit gaan, ten diepste. Elkeen van ons is elke dag besig om iemand te beïnvloed. Dis eintlik 'n skrikwekkende gedagte. Of dit nou jou kinders is, of as jy 'n onderwyser is, die kinders daar by die skool, of dit jou kleinkinders is. Ek het weer vanmiddag met die boodskap in my agterkop toe die twee kleinkinders daar by ons is gedink, wat 'n verantwoordelikheid het 'n oupa en 'n ouma teenoor hulle kleinkinders, om 'n voorbeeld te wees. 'n Voorbeeld van iemand wat die Here Jesus innig liefhet. Ons voorbeeld in die huwelik teenoor man en vrou teenoor mekaar. Ons voorbeeld teenoor jong Christene wat onlangs tot bekering gekom het en wat nog nie die pad so goed ken nie. Ons het 'n geweldige verantwoordelikheid teenoor hulle om hulle na Jesus toe aan te trek deur ons voorbeeld. Ons vriende, ons kollegas, ons bure, ons kan aangaan, familie. Daar's 'n legio van mense om ons elke dag wat ons voorbeeld nodig het. Ja, ook ons woorde, ook ons getuienis, maar in besonder 'n lewe wat daardie getuienis onderstreep. En ek dink dis vir ons almal baie duidelik, die vraag is nie vanaand, is ek 'n ouderling of 'n diaken, hoewel ek dink die onus nog sterker op die ouderlinge en diakens rus as op kinders van die Here. Maar sterker in die sin dat ons het 'n roeping om uit te leef. Maar elke kind van God is geroep om hierdie voorbeeld van die Here Jesus en vir die Here Jesus te wees. Vra jouself vanaand die vraag: as iemand my lewe sou navolg, waar sou dit daardie persoon uitbring? Nader aan God
of dalk verder van die Here af, as iemand my voorbeeld sou navolg. Ons almal trap voetspore, en daarom is dit belangrik dat ons hierdie saak in ons eie gemoedere sou uitmaak. Waarheen lei my voetspore? Kan ek soos Paulus sê, wees julle my navolgers, soos ek dit van Christus is. Mag die Here aan ons groot genade gee, dat ons lewens so deur die Here Jesus, deur die Heilige Gees verander sal word, dat ander mense, wanneer hulle na ons kyk, nie in die eerste plek ons sal raak sien nie, maar Jesus in ons. Amen. Baie dankie Hemelse Vader, ook vir hierdie gedeelte in u woord. En ja, Here, die voorbeeld wat hier uitgespel word in u woord, is 'n baie hoë standaard. Daar's baie dinge waaroor ons as kinders van die Here moet stil word voor u en vir u moet vra. Hierdie ding in my lewe, strek dit tot voorbeeld vir u, of kan dit dalk vir iemand 'n struikelblok wees? Paulus het gesê, ek sal geen vleis eet, of wyn drink, of enige iets doen, as ek vir my broeder daardeur tot struikeling is nie. Met ander woorde, as my voorbeeld nie reg is nie. Baie dankie Here, dat u met ons so lankmoedig is. Dankie vir die wonderbare geduld, en sal u ons help, Here, as ons huis toe gaan, en ons oordink u woord, en ons bepeins dit daar in ons binnekamer, tydens ons stilte tye, en ons dink na in die week wat kom, oor hierdie boodskap wat u na ons toe gestuur het. En daar's miskien dinge wat in die weegskaal beland, waaroor ons 'n besluit moet neem in ons lewens. Moontlik dinge wat ons moet aflê, gebiede waarin ons moet verander, dat u ons sal help, Here Jesus, dat u vir ons die bron sal wees, wat ons wil verheerlik, en wie se naam ons wil groot maak, en dat geen prys wat u voor ons kom hou, vir ons te groot sal wees, om te betaal nie, want ons het u hartlik lief, met ons hart en met ons siel. Dankie dat ons dit kan bid, in die kosbare en wonderlike naam van Jesus. Amen.